Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstuk in die Nieuwe Testament te lees, met die doel om ons christenen te vernieuwen en te versterken op 'n dagelijkse basis, ook met die doel om die Nieuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandaag gaan ons voort met 1 Korintiërs hoofstuk 19 en die opskrif lees, Paulus verduidelik hoe onbaatsigtig sy bediening is. Het ek nie net soveel vryheid as enige iemand anders nie? Is ek dan nie 'n apostel nie? Het ek dan nie Jesus ons Here met my eie oë gesien nie? Is dit nie op grond van my arbeid dat julle Christene is nie? Selfs al sou ander my nie as 'n apostel beskou nie, is ek dit tog sekerlik vir julle, want julle is 'n lewende bewys dat ek 'n apostel van die Here is. Hier volg my verdediging teenoor die wat my gesag as apostel bevraagteken. Het ons dan nie die reg op lewensonderhoud nie? Het ons dan nie die reg om 'n Christen eggenote saam met ons rond te neem soos die ander apostels en die Here se broers en Petrus doen nie? Of is dit net ek en Barnabas wat moet werk om onsself te onderhou? Watter soldaat moet ooit vir sy eie uitgawes betaal? Het julle al ooit van iemand gehoor wat 'n wingerd plant, maar hy het nie die reg om van die druiwe te eet nie? Wie pas 'n trop veel op en mag nie van die melk drink nie? En dis nie 'n bloot menslike opinie nie. Sê die wet nie ook dieselfde nie? In die wet van Moses staan daar tog geskrywe: Moenie 'n os wat graan dors verhinder om te vreet nie. Dink julle God was net oor die osse begaan? Het hy dit nie nog eerder met die oog op ons gesê nie? Natuurlik, want net soos arbeiders wat die lande ploeg en die graan dors met reg 'n deel van die oes kan verwag, so behoort werkers vir die Here ook versorg te word deur die onder wie hulle werk. Ons het goeie geestelike saad onder julle gesaai. Is dit dan te veel gevra om op ons beurt stoffelike versorging van julle te oes? As julle ander ondersteun wat by julle optree, kom dit ons dan nog nie meer toe nie? En tog het ons nie van hierdie reg gebruik gemaak nie. Ons sal ons eerder alles laat wegval as om die goeie nuus oor Christus in enige opsig te benadeel. Weet julle nie dat hulle wat in die tempel werk, te ete kry van die offers wat na die tempel gebring word nie? En dat hulle wat die altaar bedien, 'n deel kry van die offerandes nie? Net so het die Here opdrag gegee dat hulle wat die goeie nuus verkondig, versorg moet word deur die aan wie hulle die goeie nuus verkondig. En tog het ek in geen opsig daarvan gebruik gemaak nie. Ek skryf hierdie dinge ook nie om te suggereer dat dit nou met my moet gebeur nie. Om die waarheid te sê, ek sal eerder sterf as om die onderskeiding prys te gee dat ek die goeie nuus kosteloos verkondig. As ek dan inderdaad die goeie nuus verkondig, is dit vir my geen besondere prestasie nie. Ek is verplig om dit te doen. Wee my as ek dit sou nalat. As ek dit uit vrye wil sou doen, sou ek daarvoor vergoeding ontvang. Maar as ek dit nie uit vrye wil doen nie, dan staan die saak heeltemal anders. En dit is inderdaad die geval. God het 'n bestuurstaak aan my toevertrou. Is daar dan vir my enige beloning? My beloning lê vir my juis in wat ek vrywillig addisioneel doen. Naamlik dat ek in my werk as evangelieverkondiger die goeie nuus kosteloos aanbied, sonder om van my reg as prediker gebruik te maak. Alhoewel ek dus teenoor niemand 'n verpligting het nie, omdat hulle my nie vergoed nie, het ek myself aan almal diensbaar gemaak, sodat ek soveel mense moontlik vir Christus kan wen. Onder die Jode het ek soos 'n Jood geword, om hulle vir Christus te wen. Alhoewel ek nie meer onder die wet staan nie, het ek vir hulle wat onder die wet staan geword soos iemand onder die wet, om hulle wat nog onder die wet staan vir Christus te wen. Onder die heidene wat God se wet nie ken nie, het ek geword soos iemand sonder die wet. Alhoewel ek in werklikheid nie sonder God se wet is nie, maar onder die wet van Christus staan. Dit het ek gedoen om die heidene vir Christus te wen. Wanneer ek onder die geringes gewerk het, het ek met hulle een geword om hulle vir Christus te wen. Ek het my met almal vereenselwig om sodoende tog sommige tot redding te bring. Al hierdie dinge het ek ter wille van die goeie nuus gedoen, sodat ek ook aandeel aan sy seëninge kan verkry. Onthou, daar hardloop baie atlete op die baan,
maar dit een ontvang die prys. Hardloop so dat julle die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absoluut in selfdissipline toe. Hulle doen dit nogal om 'n prys te wen wat heel gou sal vergaan, maar ons doen dit vir 'n ewige prys. Daarom pyl ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hout tref. Ek brei my liggaam en dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Ek wil tog nie, terwyl ek vir ander preek, self deur God gediskwalifiseer word nie. Amen. En daar het ons geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.